Jesus, Jesus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. Ons is besig in ons reeks in die boek 1 en 2 Timoteus, waar ons kyk na verdedig en voldoen en verkondig die evangelie. Die hele boek gaan oor die aspekte van die lewe in die evangelie. Nou ons is besig in 1 Timoteus 3 met die kwalifikasies vir 'n ouderling, maar wat ons gesê het, dis nie net op toepassings van ouderlinge nie. Die lys waarmee ons besig het, is eintlik die meeste van hulle 'n baie goeie lys van hoe lyk die geesvervulde lewe. Hoe lyk en hoe hanteer en gedra ek myself as ek regtig met die gees vervul is? Nou, waar pas so 'n lys van geesvervulde lewe in? Ons moet kyk, daar's 3 dele aan die reis van verlossing. Ons het al 'n paar keer daar gepraat. Die eerste pad is die regverdigmaking. Dis daai oomblik wat die Here jou red. Jy kom uit duisternis uit, jy kom by die Here uit, jy sê, Here, hier is ek is 'n sondaar, ek glo in U, aan die kruis, U opstanding, ek glo daaraan, vergewe my sondes. Daai oomblik is jy regverdig gemaak. Daai oomblik is jou sondes vergewe. Daai oomblik is jy 'n kind van die Here. Dan begin jy die proses van heiligmaking, wat jou hele lewe lank duur, waar die Here in jou werk om jou al hoe meer aan die beeld van Christus gelyk te word. Dis nooit 'n volkomme proses hier op aarde nie, maar dit is 'n groeiende proses. En dan die derde punt is die verheerlikingsoomblik. Daai oomblik wat die Here weer kom en alles nuut maak en alles heel maak en alles reg maak en perfektheid bereik word. Nou waar pas die lys waarmee ons nou besig is? Dit pas hierso in by heiligmaking. Dis die proses van heiligmaking. Nou, daar's 'n paar gevare by heiligmaking. Daar's 'n paar gevare as jy na so 'n lys kyk van dis hoe jy moet leef, dis hoe jy moet leef. Die eerste gevaar is dat jy dink dit is wat my lewe regmaak met die Here. Sodat jy amper dit wil teruggooi na regverdigmaking toe. Dat jy sê, as ek hierdie lys kan voldoen, dan gaan die Here van my hou en dan kan ek sy kind word. Dis nie waar nie. Jy kom na die Here stikkend en gebroken en hy red jou omdat hy goed is, nie omdat jy goed is nie. So 'n lys van hierdie ding het niks met regverdiging te doen nie. Dis heiligmaking. Maar daar's nog 'n tweede probleem met heiligmaking. So ek verstaan dit red my nie, ek verstaan al die dinge, maar nou kyk ek en ek besluit dis hoe ek wil lewe. Hier reer my. Ek wil al hoe meer die Here gehoorsaam. Ek wil al hoe meer verander. En nou begin jy daai lys lewe en dit kan jou in een van 2 rigtinge stuur. Die eerste rigting is arrogansie. Dit is wat die fariseërs was. Jy kry vir jou 'n lysie wat jy sê, as ek hierdie dinge reg kry, dan is ek smart. En nou gaan jy deur daai het ek 1/10 van my kaneel vir iemand gegee, het ek in die straat afgestap, het ek my gebed gedoen, het ek gevas hierdie week. Hulle het hulle lysie gehad en as ek daai dinge doen, nou is ek nogal iemand, want mense moet nou opkyk na my, ek is nogal iets. Dit is die eerste gevaar van heiligmaking is dat jy 'n misverstand het en jy dink, wow, ek is eintlik nogal wonderlik. Die Here moet so bly wees om my in sy span te hê. Dis die tweede gevaar is wanhoop. Dat jy gaan deur die lys en jy sê, Here, ek vandag is die begin van die res van my lewe. Vandag verander dinge. Here, vandag gaan ek iemand wees wat bo verdenking lewe. Ek gaan iemand wees wat getrou is aan my vrou. Ek gaan iemand wees met suiwer gedagtes. Ek gaan iemand wees wie se dade goed is. En dan flop jy die hele dag lank. En aan die einde van die dag kom jy en dink jy, nee, wag. Môre gaan beter wees. Môre. Wag en sien. Die volgende dag ook jou inspirasie is so goed en dan maak jy weer droog. En dan kan dit lei tot wanhoop om te sê, maar miskien is ek maar net nie goed genoeg nie. Miskien is ek maar net nie goed genoeg vir die Here nie. En dis hoekom ons verlede week gepraat het van, dis 'n proses van heiligmaking. Dat die Here is besig om te werk. Ons werk altyd eers aan ons hart. Ons hart is waar ons oortuigings is, wat ons glo oor die lewe, ons begeertes, ons motivering. Dit is wat lei tot verkeerde woorde en verkeerde dade. So daarom moet ek begin my werk doen om beter te word. As jy hierdie proses verstaan, dan skielik begin daar soveel verse in die Bybel vir jou sin maak. As jy begin verstaan dat, dis nie dat ek aan my dade moet werk nie, dis nie dat ek aan my woorde direk moet werk nie. Ek moet begin om aan my hart te werk.
Met ander woorde, as ek iemand is wat verskriklik vir mense sleg sê, dan moet ek gaan kyk, wat gaan my hart aan, dat ek voel, ek mag mense sleg sê. In my hart kry ek dalk hierdie oortuiging, maar ek is altyd reg. En almal maak dit my lewe moeilik. En ek beter vir hulle vertel hoe sleg hulle is, dat almal net op dieselfde bladsy kan kom as ek. Maar as ek begin my hart oortuiging kom, dat ek is net soos hulle, iemand wat die Here nodig het, iemand wat foute maak, dan begin my woorde verander. Nou as jy dit begin verstaan, dan verse soos hierdie in die Bybel, in my hart koester ek die woord, sodat ek nie teen die sondig nie, dan maak dit skielik sin. Hoe word ek iemand wat nie teen die Here sondig nie, om die woord in my hart in te sit? Om seker te maak dat wat ek in my hart in glo, saamstem met die woord. Johannes 17 is 'n ander voorbeeld. Maak hulle heilig deur die waarheid, u woord is die waarheid. So maak hulle heilig, kry hulle dade reg. Hoe kry hulle heilig? Deur die waarheid, u woord is die waarheid. Dis wat in hulle harte moet aangaan. OK. Die ander, en dis die ding waar ons vandag wil stil staan. Want hierso is 'n bietjie van 'n wat kan gebeur, is om te besef dat heiligmaking is nie primêr 'n proses nie. Dis groei in 'n verhouding met Jesus. So heiligmaking gebeur as ek by die Here sit, op die Here fokus, met my woord oop, lees, kontak met die Here het en verander word. So wat ons vandag wil doen in hierdie lys van ouderlinge is, ons wil bietjie die pause knoppie druk op hy lys. En wil seker dit nie besig is met 'n proses nie. Dis 'n lys van doen dit, oh great, nou gaan dit goed met jou nie. Laat daar nie hierdie misverstand kom dat ek moet nou regtig begin hardwerk en ek moet nou regtig begin hardwerk aan my hart en as ek dit nou nie doen nie, waar gaan ek wees? Ons moet net bietjie weer terug staan en sê nee, dit gaan nog steeds oor Jesus. Ek kan nie hierdie proses sonder Jesus doen nie. Ek kan nie die proses net met my Bybel doen nie. Natuurlik is die Bybel God se waarheid, maar die Bybel sonder Jesus maak nie veel sin nie. En so ons wil vandag bietjie na 'n karakter in die Bybel kyk en sien hoe Jesus hierdie proses op hom toegepas het. Hoe Jesus hartchirurgie met hierdie persoon gemaak het en hoe dit sy lewe verander het. En die persoon waarna ons gaan kyk is Petrus. So ons gaan na Petrus se hartchirurgie kyk. Ons gaan na 'n hele paar verse kyk, so daar's nie een teks nie. So wie was Petrus? Petrus was iemand wat gelei het aan wat hulle sê voet in mond siekte. Dis waaraan hy gelei het. Hy is iemand wat baie braaf was. So hoekom ons om sy hart te verstaan, moet ons begin kyk na sy dade. Ons moet kyk na wat hy sê. Hy is iemand wat sommer net vinnig iets sou gesê het. Kyk, hy het verskriklik braaf geklink. Hy het vrymoedig gepraat, maar die aksies het nie altyd gevolg by wat hy sê nie. Daar's meer as twee, maar daar's twee sterk kere waar hierdie so duidelik uitgekom het. Die eerste een is in Matteus 16 vers 21, waar Jesus dit nou net vir hulle verduidelik. Hy gaan deur lyding gaan, so kom ons lees dit. Van toe af het Jesus begin om aan sy disippels duidelik te maak dat hy na Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly deur die familiehoofde, leierpriesters en skrifkenners en doodgemaak en op die derde dag opgewek moet word. Petrus het hom eenkant geneem en hom tereggewys. Mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van die mense. Dink hoe arrogant jy moet wees om Jesus te bestraf. Dink wat in jou hart moet aangaan, jou gedagtes oor jouself, dat jy dink ek kan in 'n posisie wees om vir Jesus te vertel hoe verkeerd hy is. Jesus doen 'n pykhard ontleding van Petrus. Hy sê, Petrus, in jou hart wil jy doen wat mense wil doen, nie wat God wil doen nie. Jou oortuiging in jou hart is dat dit moet goed gaan met jou en dit moet goed gaan met die mense om jou. Petrus was eintlik die eerste health and wealth prosperity preacher gewees. Dis wat hy mee besig is. Hy sê, nee Here, hoe durf u sê daar gaan pyn en lyding wees? Met die kinders van die Here gaan dit altyd goed. Dis vals health and wealth
prosperity gospel. So die Here kyk in sy hart in en hy sê, Petrus, hier's fout hierso. Jou hart klop nie eers vir wat God wil hê nie. Jou hart klop vir wat jy wil hê en wat mense wil hê. Die tweede keer wat hy sy hart wys, is by die kruisiging. Jesus sê vir hulle, julle gaan almal wegvlug. En wat sê Petrus? Nee, ek nie, Here. Ja, hulle definitief, ek stem saam. Hulle gaan hardloop. Nee, ek nie. En Jesus draai na hom en sê vir hom, jy gaan my verloon voor die haankraai. En toe die dinge begin moeilik raak, toe val Petrus uitmekaar uit. Was die eerste ding wat hy doen, verboureerd gryp hy sy swaard en hy kap iemand sy oor af. Want hy moet die situasie red, hy moet optree. Die tweede een is hy hardloop weg, saam met almal hardloop hy weg. En hy kom toe nou terug en hy kruip weg en hy soek en 3 keer verloon hy vir Jesus. So sy woorde wat hy gesê het, ek gaan nie ontken nie. Wat het daai woorde gewys? Dit het gewys wat hy dink in sy hart aangaan. Hy dink, nee Here, ek's ou wat sterk staan, ek weet wat ek doen. Maar sy dade en sy later wys toe wat regtig in sy hart aangaan. Wat was verkeerd in sy hart? Wat was die groot probleem in Petrus se hart? Hy het homself meer lief gehad as Jesus en ander mense. Hy wou homself beskerm ten alle koste. Sy vrees was so groot. Die een keer wat hy Jesus verloon het, het ek jong, slawe, meisie vir hom gesê, hoor hier, maar jy's een van hulle. En hy vloek en gaan te keer en sê, dis nie waar nie. Nou, as jy jonk is, tel jou stem nie. As jy 'n slaaf is, tel jou stem nie. As jy 'n meisie is, tel jou stem nie. Sy sou geen kans gehad het om van enigiets aan te kla nie. Maar sy hart sê so hard, Petrus, jy moet jouself beskerm. Petrus, jy moet sorg dat niemand iets aan jou verkeerd doen nie. En dan begin sy dade uitkom. En toe Jesus klaar gesterf het, toe hy neergeslaan. Hy voel, nou het ek alles opgemors. Hy het Jesus sien opstaan, hy het Jesus weer sien opstaan, maar wat is die eerste ding wat hy doen? Hy gaan terug na sy ou lewe toe. Johannes kos gevang vis. Jesus het gesê, ouens, ek gaan julle vissers van mense maak. Petrus voel, ek het dit opgemors. Ek moet nou maar teruggaan en 'n visser van vis wees. En na 'n nag, van die hele nag wat hulle niks gevang het nie, kom die son op en hulle sien iemand staan op die strand. En daai persoon vra vir hulle, het julle iets gevang? En ons lees dan nou in Johannes 2:21 vers 7. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, vir Petrus, dit is die Here. Toe Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy boekleed omgebind, want sy bolyf was kwaal, en in die see ingespring. Nou hier sien ons die groot verskil tussen Petrus en Judas. Petrus en Judas het al twee droog gemaak. Wat het met Judas gebeur? Hy het al hoe meer van die Here weggehardloop. Al hoe meer verkeerde dinge gedoen. Wat doen Petrus? Die eerste kans wat hy terugkry met die Here, gryp hy dit aan. Hy wil regmaak met die Here. Hy wil terugkom by die Here. So uiteindelik kom hulle almal toe na die strand aan en hulle het 'n lekker visbraai daar. Visbraai is baie Bybels, ons moet dit gereeld doen. En toe gebeur hierdie interaksie. Johannes 21 vers 15. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? Hy sê vir hom: Ja, Here, u weet dat ek u liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom toe weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom: Ja, Here, u weet dat ek u liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom die derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat hy hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles. U weet dat ek u liefhet. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. En toe sê Jesus verder: Amen, amen. Ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy self jou gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy het dit gesê om aan te dui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat hy gesê het, sê hy vir Petrus: Volg my.
Nou daar's 'n pragtige restaurasie van Petrus se bediening hier. Hierso. Hy het die Here 3 keer verloon en 3 keer word hy gevra, is jy lief vir my? Maar daar's meer wat hierso aangaan. Daar's meer as net dit. Jesus is besig om hartchirurgie in Petrus te doen. Hy vra vir Petrus, het jy my lief? En Petrus vinnig antwoord, natuurlik het ek jou lief. Want dis wat hy gedink het. Hy het gedink, daar's geen probleem met my liefde vir die Here nie. Natuurlik is ek lief vir die Here. Maar daar was 'n probleem met sy liefde vir die Here. Die probleem was, hy het nog steeds homself liewer gehad as vir Jesus en ander mense. Dis kom die Here vir hom 3 keer vra, Petrus, maak seker. Petrus, is dit waar? Petrus, is dit waar? En dan is daar 3 dinge wat die Here sê om hartchirurgie op hom te doen. Hy sê, Petrus, as dit waar is, voed my skape. Met ander woorde, Petrus, raak liewer vir die mense om jou as vir jouself. Hou op om die fokus op jouself te sit en jou selfbehoud en jou selfbeskerming en jou selfverheerliking. Fokus op die ander mense. As ek regtig die persoon is vir wie jy lief is, wys dit deur lief te hê, ander mense lief te hê. Die tweede ding wat Jesus doen om hartchirurgie te doen, is om te sê hoe hy gaan sterf. Hy sê, Petrus, jy gaan swaar kry. Nou, hoekom sê hy dit vir Petrus? Want in Petrus se hart is daar 'n geloof wat sê, met kinders van die Here gaan dit nie swaar nie. Met kinders van die Here gaan dit altyd goed. Jy moet net die goeie prosperity gospel, jy moet net die regte geloof hê, dan gaan alles goed gaan. Die Here skuld jou dit. En die Here sê nie vir hom, Petrus, as jy iets verkeerd doen, gaan jou einde sleg wees nie. Petrus, omdat jy iets verkeerd gedoen het, hy sê net, Petrus, dis die feite van die lewe. Jou einde gaan erg wees. Jy gaan swaar kry. Op 'n stadium waar jy oud is en nie meer dinge vir jouself gaan doen nie, gaan ander mense vir jou dinge doen en jy gaan nie wil hê hulle moet dit doen nie. Hulle gaan jou vat waar jy nie wil wees nie. Hoekom sê hy dit vir hom? Want hy's besig om hartchirurgie te doen en sê, Petrus, haal uit jou hart uit hierdie geloof dat my lewe net goed is as dit goed gaan met my. Hoe wonderlik is Christus se getuienis nie. Ons dink ons moet in die beste posisie wees, op ons gesondste, op ons sterkste, sodat die Here ons kan gebruik. Hier gebruik die Here vir Christus toe hy swak en seer en in pyn is. Ons moet regtig, as jy daai ding in jou hart het, laat toe dat die Here hartchirurgie op jou gaan. Dis nie God se waarheid nie. Dit gaan nie altyd goed fisies met God se kinders nie. En die Here weet altyd hoekom. Maar moenie iets mis wat hier staan nie. Hy sê nie, Petrus, jou einde gaan sleg wees, shame. Dis nou maar so nie. Hy sê, Petrus, jou einde gaan sleg wees, en jy gaan my verheerlik daardeur. Petrus, jou einde gaan goed wees. Vir alle fisiese en alle praktiese doeleindes, gaan die wêreld na jou kyk en gaan sê, arme Petrus, kyk waartoe moes hy gaan. Nou, dit word nooit in die Bybel genoem nie, maar in die tradisie van die kerk, leer ons dat Petrus is ook gekruisig en hy is onderste bo gekruisig. Want hy wou nie soos hy Jesus gekruisig wees nie. Nou kan jy dink hoe erg dit moet wees om onderste wees. So die wêreld kyk en sê, arme Petrus. Maar die Here weet, Petrus, jy is besig om my te verheerlik hierso. En dan die derde hartsoperasie, chirurgie, wat hy op Petrus doen, is hy sê, volg my. Hierdie, die middelpunt van jou hart en jou wese en jou lewe. Vergeet van jouself, vergeet van pret, vergeet van gemak, vergeet van al hierdie dinge. Volg net vir my. Ek sal jou vat waar jy moet wees. Nou iemand het een keer gesê, daar's baie mense wat heeltemal okay is om die Here te volg, solank die Here hulle vat waar hulle wil wees. Dis nie hoe dit werk nie. Om die Here te volg is om te sê, Here, ek weet nie wat die toekoms inhou nie. Ek weet nie waar hierdie pad my heen gaan vat nie, maar ek weet as ek U volg, dan gaan ek U verheerlik. Ek weet as ek U volg, dan gaan dit altyd die beste pad vir my wees. So, ek wil hê, wat die belangrikste ding om vandag om te sien is, die Here het besef, daar's verkeerde dinge in Petrus se hart, wat hy wil regmaak, sodat hy 'n goeie leier kan wees, daai dag as die kerk begin. En Petrus het verander. Nou, het hy vir altyd verander? Nee, later toe moes
Paulus weer kom en met Petrus praat en sê, Petrus, jy val bietjie terug na jou ou gewoontes. Petrus, nou is jy so bang wat die mense van jou dink, toe die Jode kom, toe wil jy nie meer saam met die heidene eet nie, want jy wil nie hê die Jode moet sleg van jou dink nie. Petrus, kom reg weer. Het gaan nie oor jou nie. Het gaan nie oor hoe die mense van jou hou nie. Maar die belangrike ding is om te sien, is dat toe Jesus sien daar's 'n probleem in Petrus se lewe, toe sê hy nie vir hom, vat die Bybel, gaan sit daar in 'n hoekie en sorteer jouself uit nie. Die Here werk met Petrus. Die Here stap daai pad met Petrus. En dit is wat die belangrikste ding wat ons moet besef as dit by heiligmaking kom. Die woord is ons kaart. Die woord is wat vir ons die rigting wys. Die woord wys vir ons wat verkeerd is, wat moet verander. Maar die krag van die woord lê in ons tyd met Jesus. Lê in ons begeerte en ons vermoë om in Jesus se teenwoordigheid te wees en deur hom verander te word. Deur hom, moenie Jesus uitskuif om hierdie lys na te volg nie. Gryp Jesus vas om verander te kan word, om meer soos hierdie lys te wees. So, nou dis eerste. Tweedens, miskien kon jy vandag by Petrus geleer het. Miskien is jou hartswaarheid ook dat in my lewe is ek die belangrikste. In my lewe is my selfbehoud, my veiligheid, my gemak, dis die belangrikste. As iemand daar begin krap, dan raak ek moeilik. Om te sê, Here, ek gee alles vir U. Alles. Ek het geen eise meer op my lewe nie. Ek het geen eise op my toekoms nie. Ek het geen eise op my gesondheid nie. Ek het geen eise vir enigiets nie. My begeerte is om U lief te hê en om ander lief te hê en in U voetspore te volg. Dan begin jou hart op die regte manier klop. Dan begin jou woorde verander en dan begin jou dade verander. En dan begin jy hierdie proses van heiligmaking besonders in jou werk. Kom ons bid saam. Here, dankie vir U woord. Dankie dat U nie ver weg staan van U woord nie. Maar Jesus, dat ons U so baie keer ontmoet deur die woord. Om te besef dat U deur die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is U hier by ons vandag. U los ons nie alleen met 'n paar blaaie om ons eie lewens uit te sorteer nie. U Gees is in ons. Here, help ons om daai persoonlike verhouding met U raak te vat. Here, dankie vir die geleentheid om saam met ander mense te kom in die kerk en ook te leer en ook te groei en U ook in 'n gemeenskap van gelowiges te kan ontmoet en 'n kontak met U kan hê. Here, hoe wonderlik is dit dat U ons nie alleen los nie. Hoe wonderlik is dit dat U juis die een is wat kom en vir hierdie hartsdinge vir ons uitwys en vir ons 'n pad wys wat beter is. So gee vir ons, Here, die krag om te luister as U praat, die vermoë om eerlik te wees as ons die fout by ons sien, en ook dan om deur die krag van die woord en deur die krag van die Gees al hoe meer verander kan word om aan U beeld gelyk te word. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Jesu, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe om net soos U te wees.